Ons is in Spreuke hoofstuk 2, ons gaan kyk na verse 12 tot vers 15. Ons gaan lees tot by 22 aan die einde van die hoofstuk net vir konteks. Maar ons gaan spesifiek kyk na verse 12 tot 15. Spreuke 2 vers 12 en het lees ons so: om jou te red van die weg van die slegte, van die mens wat valse dinge spreek, van die wat die paaie van opregtheid verlaat, om op weë van duisternis te wandel. Die wat hulle verheug in kwaad doen, wat juig oor die valse streke van die slegte, van wie die paaie verkeerd is, en wat afwyk in hulle spore. Om jou te red van die vreemde vrou, van die ontugtige wat met haar woorde vlei, wat die vriend van haar jeug verlaat en die verbond van haar God vergeet, want haar huis sink weg na die dood en haar paaie na die skimme. Almal wat by haar ingaan, kom nie terug nie, en bereik die paaie van die lewe nie. Sodat jy kan wandel op die weg van die goeies, en die paaie van die regverdiges kan hou, want die opregte sal die land bewoon, en die regskaapenes daarin oorbly. Maar die goddelose sal uit die land uitgeroei, en die ontroues sal daaruit weggeruk word. Net so ver in die skrif vandag. Kom ons buig vir die hoofde. Here, ons dankie vir die woord, dat die waarheid is, Here. Gun dit ons, Here, om die woord aan te neem, en Here, as ons nie die woord aanneem nie, wat help het ons het die woord? Maar Here, ons is nietige mense en ons kan dit nie aanneem sonder die krag van die Gees nie, en daarom bid ons, Here, dat U nie sal ophou om aan ons te werk nie, dat die Gees nie sal ophou om ons harte te verander nie. Ooreenkomstig U woord, Here. Gun dit ons in die dag, Here, om onsself te verootmoedig vir U, sodat ons U kan dien, in eerbied en in vrees. In U naam alleen vir ons dit. Amen. Nou, ons het laasweek gesien hoe dit nie net die Here is wat ons beskerm nie, maar ook sy woord. Aangesien die Here nie onafhanklik kan staan van sy eie woord nie, en sy woord nie onafhanklik kan staan van hom nie. Menende, as die Here iets sê, dan is dit so, dan is dit wet. Selfs al sê die Here iets hoër as enige van ons se verstand, iets soos laat daar lig wees, wel, dan sal daar lig wees. Die Here is nie 'n mens dat hy sou lieg nie, en hy is nie 'n mens dat hy iets sal sê, maar dan is die skepping nie sy stem gehoorsaam nie. En op dieselfde manier sal die Here nie sy woorde spreek in opdrag tot die mensdom, maar hy bring dit nie tot volkoming nie, en hy hou nie by sy eie woord nie. Soos Jesaja 55 vers 11 ons sê, die Here se woord sal nie leeg na hom toe terugkeer nie. Die Here se woord beskerm ons, omdat sy woord nie vals kan wees nie. Sy woord beskerm ons, omdat dit die God van die heelal se woord is. En die Here maak nie uitspraak sonder dat daar nie implikasies is saam met sy woord nie. En daarom kan en moet ons hele lewens inrig volgens sy woord. Nie net omdat sy woord waar is en dit ons beskerm nie, maar omdat dit God se woord is wat deur hom gespreek word. Hoe vermetel moet ons dan nie wees om te dink dat God ons goedgesind moet wees en ons steeds moet beskerm, indien ons nie by sy woord hou nie. Hoe vermetel moet ons wees om te dink dat die God van die heelal sy standaard en sy integriteit en sy wese moet verander of buig, sodat ons nog steeds sy beskerming kan geniet, terwyl ons nie sy woord hou nie. Hoe vermetel moet ons nie wees nie. Hoe vermetel sal ons nie wees om te dink dat ons sy gebooie kan verontagsaam, maar dan bid ons nog steeds vir sy beskerming nie. Dit is niks anders om van die Here te verwag om ontrou teenoor sy eie woord en wese te wees nie. Maar die Here, sowel sy woord sal dien tot die beskerming van die wat wys genoeg is om sy woord aan te neem. Soos ons gelees het in vers 11, waar staan: oorleg sal oor jou wag hou, en verstand
sal jou bewaak. Nou ons sal oplet dat die res van die hoofstuk voorbeelde noem waarvan ons wel beskerm sal word. Eerstens verse 12 tot 15 en ook die verse waarna ons vandag gaan kyk, noem die feit dat ons beskerm sal word van die weg van die slegte en van die mense wat valse dinge spreek. Tweedens, vanaf verse 16 tot 19, sien ons dis om jou te beskerm en te red van die vreemde vrou. En laastens verse 20 tot 22 sal die wysheid ons ook beskerm, deurdat dit ons op die weg van die goeies en die regverdiges sal hou. Maar ons kyk spesifiek vandag na die beskerming wat God en sy woord ons bied, deurdat dit ons bewaar van die weg van die goddelose. Waar vers 11 begin deur om vir ons te sê, dat oorleg sal oor jou waghou, en verstand sal jou bewaak, en dan vers 12, om jou te red, van die weg van die slegte, van die mens, wat valse dinge spreek. Nou redding, soos dit hier gevind word, in die sin dat God en wysheid ons sal red van die weg van die slegte, is die Hebreëse woord natsal, red, en word baie keer ook vertaal as verlos. 'n meer letterlike vertaling van hierdie woord is om weg te ruk. Ons sien dieselfde woord in Genesis 31 vers 9 waar staan, so het God dan die vee van julle vader weggeneem, natsal, en aan my gegee, menende God het die vee van Laban weggeruk en aan Jakob gegee. Ons lees ook in Exodus 22 vers 5 tot 6, daar staan, die Here het naamlik met Moses gespreek, sê aan die kinders van Israel, julle is 'n hardnekkige volk, as ek vir een oomblik in jou midde sou optrek, sou ek jou vernietig, maar haal nou jou versiersels van jou af, dan sal ek weet wat ek met jou moet doen. Toe het die kinders van Israel hulle self beroof, natsal, van hulle versiersels, van die berg Horeb af. Of althans, toe God met hulle gepraat het, het hulle ornamente van hulle self af weggeruk. En die realiteit is, God se beskerming, komende van hom en sy woord, sal ons ook wegruk van die weg van die slegte, en van die mens wat valse dinge spreek. En dit is presies wat God se redding, of althans sy verlossing is, naamlik dat hy ons, deur sy genade, wegruk van die sonde wat eens vir ons so begeerlik en welbehaaglik was. En wegruk van die weg van die slegte. En die mense wat valshede spreek en nie oor die waarheid beskik nie. En dit is presies wat ons in baie gevalle by mense se bekering ook sien. Daar is 'n radikale verandering wat in mense se lewens plaasvind, want God ruk letterlik die hart van klip uit ons uit en hy vervang dit met 'n hart van vlees. Hy ruk ons uit die koninkryk van duisternis uit en plaas ons in die koninkryk van lig. Ons lees in 1 Samuel 17 vers 37 daar staan, verder sê Dawid, die Here wat my gered het, natsal, of verlos het, of weggeruk het. Die Here wat my gered het, weggeruk het, uit die klou van die leeu, en uit die klou van die beer, hy sal my red, uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan, en mag die Here met jou wees. Dawid het homself in daardie situasies gevind. En dit was onvermydelik, net soos die afvalligheid van hierdie wêreld ook onvermydelik is. Maar die Here is magtig om ons deur sy krag en sy woord weg te ruk vanaf die dinge wat ons ewige dood ook sal veroorsaak. Jesegiel 34 vers 11 tot 12 sê, want so sê die Here, Here, kyk hier is ek, en ek sal na my skape vra en vir hulle sorg, soos 'n herder vir sy trop skape sorg, op die dag as hy onder sy verspreide skape is, so sal ek vir my skape sorg, en ek sal hulle red, natsal, ek sal hulle wegruk, uit al die plekke waarin hulle verstrooi is, op die dag van wolke en donkerheid. En dit was presies wat met Israel ook gebeur het, toe God hulle uit Egipte moes gaan verlos het. Dit was deur sy krag en deur sy woord, wat hy hulle uit Egipte gaan uitruk het. Nou die Here kon deur sy almag al die pla oor Egipte bring wat hy gebring het. En die Here kon die Rooi See skei deur sy mag, sodat die Israeliete op droë grond daardeur kon trek. Maar sy almag en sy redding staan nie onafhanklik van sy woord nie.
Want as die Jode nie hulle deurkosyne met bloed gesmeer het, volgens die woord van die Here nie, sou hulle eersgeborenes nie veilig gewees het nie. En indien hulle nie in die woestyn ingevlug het op die woord van die Here nie, sou daar geen verlossing gewees het nie. En as hulle nie deur die Roeisee gegaan het op die woord van die Here nie, wel dan sou hulle in die hande van die Egiptenare geval het. Maar hulle was gehoorsaam, en so het die Here deur sy almag en deur sy woord hulle beskerm, deur om hulle uit Egipte te verlos. Inteendeel, hy ruk hulle daaruit. En al wat oorbly van Egipte is verwoesting. Eksodus 18 vers 8 tot 11 sê, Moses vertel toe aan sy skoonvader alles wat die Here aan Farao en aan Egiptenaars ter wille van Israel gedoen het, al die moeilikheid wat hulle op die pad oorgekom het, en dat die Here hulle verlos het. En Jethro het hom verheug oor al die goeie wat die Here aan Israel gedoen het, dat hy hulle uit die hand van die Egiptenaars verlos het. Daarop sê Jethro, geseënd is die Here wat julle verlos, Natsal, wat julle verlos het uit die hand van die Egiptenaars en uit die hand van Farao, wat die volk onder die hand van die Egiptenaars uit verlos het. Nou weet ek dat die Here groter is as al die gode. En ons sien die teebeeld hier van in die Nuwe Testament, waar Petrus in 1 Petrus 2 vers 9 en 10 sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep, tot sy wonderbaarlike lig gebring het. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, want wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. En Petrus gaan dan aan om te sê in 2 Petrus 2 vers 9, die Here weet hoe om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word. Die wat wys is en die wat die Here vrees en wie se vertroue in die Here is en vertrou in sy almag en vertrou in sy woord en 'n begeerte het vir sy woord en 'n honger het om dit te ken en om 'n deel te maak van jou en wat 'n liefde het wat nie van jouself afkom nie, om daarby te bly. Wel, dit is die godsaliges. Die vraag is jy 'n godsalige? Vrees jy die Here meer as wat jy lief is vir jou eie begeertes? Hunker jy meer na sy woord as na jou eie welstand en kam aan menseregte? En is jou liefde en begeerte daarin om die woord van die Here te onderhou? Is jy 'n godsalige? En as jy is, wel dan kan jy met sekerheid weet, die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos. Die Here weet om die godsaliges uit versoeking weg te ruk. En hoeveel gemoedsrus kan ons dan nie hê, indien ons wel godsaliges is nie? Maar hoeveel gemoedsrus dit ons ook al gee, net so behoort ons te bewe van vrees indien ons nie 'n godsalige is nie. Indien ons nie 'n begeerte en 'n honger en 'n liefde vir God en sy woord het nie. Want die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos. Die Here weet om die godsaliges uit versoeking weg te ruk. Maar die Here weet ook hoe om die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word. Is jy 'n godsalige? Die verbyganger sê vir Jesus in Markus 15 vers 30, verlos u self en kom af van die kruis. Maar Christus het nie homself verlos nie. Hy het nie homself van daardie kruis afgeruk om vry te raak nie. Hoekom? Sodat hy 'n verlossing vir ons kan wees. Vir die wat sy woord bewaar, vir die wat 'n liefde en 'n begeerte het om na wysheid te luister. Vir die wat verlang om heilig te wees, want God is heilig. Die Here en sy woord red, dit verlos,
dit ruk ons nie net weg nie, van die slegte nie, maar soos vers 12 van ons teks ook verder vir ons sê, ook van die mense wat valse dinge spreek. En soos vers 13 dan verder verduidelik, van die wat die paai van die opregtheid verlaat ook, om op weë van duisternis te wandel. En dit kom terug by die realiteit, dat ongeag hoe ons die wedloop begin, is irrelevant. Die vraag is, hoe eindig ons daardie wedloop? Jy kan jou hele lewe lank die Here volg, maar as jy jou laaste dag op aarde gebruik, om die Here te ontken, en soos ons skrif sê, die paaie van opregtheid verlaat, wel dan sal hy jou ook ontken, wanneer jy die dag by die poorte van die hemel aankom. Koning Saul het goed begin, maar hy het afgewyk vanaf God se woord. Daar was geen beskerming gewees vir koning Saul nie. Inteendeel, dit was die Here self wat 'n bose gees gestuur het om vir koning Saul te tuister. 1 Samuel 16 vers 14, maar die gees van die Here het van Saul gewyk en 'n bose gees deur die Here gestuur het hom verskrik. Hoe kan die Here dit doen? Hoe kan die Here dan 'n bose gees stuur? Is dit dan nie die werk van die duiwel nie? Hoe is dit dat die Here die een is wat dit doen? Want die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word. Hoekom was Saul nie veilig nie? Want hy het van God se woord afgewyk. Sy manskappe wat saam met hom in oorlog was, het onrustig begin raak en koning Saul vou toe onder die druk en wyk toe af van die woord van die Here. Ons lees in 1 Samuel 13 vers 8 tot 13, daar staan, en hy het 7 dae lank gewag, tot die tyd van Samuel bepaal het, maar toe Samuel nie na Gilgal kom nie, en die manskappe van hom af verstrooid raak, het Saul gesê, bring na my die brandoffer en die dankoffers, en hy het die brandoffer geoffer. En toe hy net gereed was om die brandoffer te bring, kom Samuel met eens daaraan, en Saul het uitgegaan om tegemoet, om hom te groet. Daarop vra Samuel, wat het jy gedoen? En Saul sê, ek het gesien dat die manskappe verstrooid raak van my af, en toe u nie kom op die afgesproke tyd nie, terwyl die Filistyne in Migmas by mekaar kom, het ek gesê, nou sal die Filistyne na my toe aftrek in Gilgal, en ek het die aangesig van die Here nie om genade gesmeek nie. Daarom het ek myself sterk gehou en die brandoffer gebring. Toe sê Samuel vir Saul, jy het dwaas gehandel. Jy het die gebod van die Here jou God, wat hy jou beveel het, nie gehou nie, want anders sou die Here jou koningskap oor Israel vergoed bevestig het. Saul was op die goeie pad. Sy koninkryk sou bevestig geword het. Maar hy het van die goeie weg afgewyk, sodat hy sy soldate by hom kon hou, deur om hulle tevrede te stel. Sy manne was nie bereid om te wag op die Here nie, en Saul volg toe hulle voorbeeld en wag toe ook nie op die Here nie. Indien Saul 'n godsalige was en by die woord van God gehou het, sou die Here hom ook uit die versoeking verlos het, want weer eens, die Here weet hoe om die godsaliges uit versoeking te verlos. Maar Saul verklaar homself as 'n onregverdige, en soos die skrif sê, die Here weet ook hoe om die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word. En dit was juist die Here wat hom bewaar het vir oordeel, want dit was die Here wat die bose gees gestuur het om hom te tuister die res van sy lewe. Wanneer ons van die regte pad afwyk, is dit nie die duiwel wat ons gaan oordeel nie. Dit is die Here. So sal ook vir Israel gesê word in die verbondsvoorwaardes van Deuteronomium 28 vers 20 waar staan, die Here sal teen jou stuur die vervloeking, die verwarring en die bedreiging, en alles waar jy jou hand aanslaan, wat jy moet doen totdat jy verdelg is, en totdat jy gou tot niet gaan, vanweë die boosheid van jou handelinge, dat jy my verlaat het.
Dis die Here wat dit doen. Of Deuteronomium 29 vers 24 tot 25. En al die nasies sal sê, waarom het die Here so met hierdie land gedoen? Wat beteken hierdie groot torengloed? Dan sal hulle antwoord, omdat hulle die verbond van die Here, die God van hulle vaders, verlaat het, wat hy met hulle gesluit het, toe hulle deur hom uit Egipte land uitgelei is. Maar hoe word ons beskerm? Nie van die duiwel nie, maar van God self. Ons volg sy woord. Ons volg sy gebooie. En hê hom lief met jou hele hart en siel en verstand. Of so Spreuke 2 vers 3 vers tot 5 vir ons geleer het. Ja, as jy na insig roep en die verstand jou stem verhef, as jy daarna soek soos na silwer en dit naspeur soos verborgde skatte, dan sal jy die vrees van die Here verstaan en die kennis van God vind. En wanneer dit die geval is en sy woord ook werklik vir jou is soos verborgde skatte, dan sal ons ook die beskerming van die Here geniet. En sy woord sal ons bewaar van die wat die paaie van opregtheid verlaat, om op die weë van duisternis te wandel. Ananias en Safira het die paaie van opregtheid verlaat. Die Here slaan hulle dood neer. Demas het die goeie weg verlaat, soos Paulus vir Timoteus sê in 2 Timoteus 4 vers 10 waar staan, want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld lief gekry het. Maar hoekom was Paulus veilig? Hoe het die Here hom beskerm van die wat die paaie van opregtheid verlaat, om op weë van duisternis te wandel, sodat hy nie saam met Demas afgewandel het nie? Deur sy woord. Want Paulus het God se woord in sy hart bewaar. En die woord het weer in ruil hom bewaar. Soos hy sê vir die mense in Kolossense 3 vers 16, laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Laat die woord van God ryklik in julle woon in alle wysheid. Indien ons die woord van die Here liefhet en dit bewaar, dan sal dit ook ons bewaar van die wat die paaie van opregtheid verlaat, om op weë van duisternis te wandel. En soos vers 14 en 15 dan aangaan om te sê, van die wat hulle verheug en kwaad doen, wat juig oor die valse streke van die slegte, en ook van die wie die paaie verkeerd is, en wat afwyk in hulle spore. Die Here en sy woord beskerm ons van die mense wat afwyk van die waarheid af. Hulle was dalk op die paaie van opregtheid, soos vers 13 ons leer hulle dalk was, maar hulle toestand verswak so baie nadat hulle afgewyk het, dat wanneer hulle afwyk van die paaie van opregtheid, hulle self begin verheug in kwaad doen, en hulle self begin bejuig oor hulle valse streke, soos vers 14 sê. Mense wat eens op die regte pad was, maar daarvan afwyk, is slegter af, as wat mense is, wat nooit daarop was in die eerste plek nie. Ons lees in 2 Petrus 2 vers 20 tot 22 daar staan, want as hulle nadat hulle deur die kennis van die Here en Saligmaker Jesus Christus die besmettinge van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. Want dit sou vir hulle beter wees, as hulle die weg van die geregtigheid nie geken het nie, as dat hulle nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewer is. Maar oor hulle het gekom wat die ware spreekwoord sê, die hond het omgedraai na sy eie uitbraaksel en die gewaste solg om in die modder te rol. Daarom sien ons die groot oordeel oor mense soos Ananias en Safira, wat vir die Heilige Gees gejok het, en die Here straf hulle onmiddellik deur om hulle dood neer te slaan. Daarom sien ons die groot oordeel oor koning Saul, want hy het die weg van waarheid geken. Het sou beter vir hom gewees het as hy het nooit geken het nie. Maar hy het die weg van waarheid geken, maar hy het daarvan afgewyk.
En soos ons dan ook lees in Lukas 12 vers 47 tot 48 waar staan, en daardie diensknegt wat die wil van sy Heer geken het, en nie klaargemaak of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slae geslaan word. Maar hy wat nie geweet het nie, en gedoen het wat slae verdien, sal met min slae geslaan word. En elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word, en aan wie hulle veel toevertrou het, van hom sal hulle oorvloediger eis. Maar, die punt bly staan, dat terwyl die Here weet, hoe om die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel, om gestraf te word, net so weet die Here ook, om die godsaliges uit die versoeking te verlos, of altans weg te ruk. Paulus weet van hierdie tipe verlossing en beskerming, waar hy vir Timoteus sê in 2 Timoteus 4 vers 17 tot 18, maar die Here het my bygestaan, en my krag gegee, sodat deur my prediking heeltemal volbring kan word, en al die heidene dit kan hoor, en ek is uit die bek van die leeu verlos. En die Here sal my verlos, van elke bose werk, en my red, om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Indien ons godsalig is, en 'n liefde en 'n begeerte het vir die Here en sy woord, om dit te doen en te bewaar, wel, dan sal die Here ook ons bewaar. Sonder twyfel. Ons kan daarop vertrou. Ons kan dit weet. Want die Here kan nie homself ontken nie. En soos ons ook lees in 1 Johannes 2 vers 3 tot 5, en hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar, en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons, dat ons in hom is. Die Here weet, hoe om die godsaliges te bewaar, en hy sal. Die vraag is nie, of God sy woord gaan hou nie. Want die Here kan nie homself ontken nie. As hy sê hy gaan die godsaliges bewaar, wel dan sal hy die godsaliges bewaar. En ons hoef geensins daarin te twyfel nie. Die vraag is eerder, is jy 'n godsalige? En het ons 'n liefde en honger vir sy woord? Nebukadneser raak kwaad vir Sadrag, Mesach en Abednego, omdat hulle nie voor die beeld wou neerbuig nie. En hy sê vir hulle in Daniël 3 vers 15, as julle dan nou, sodra julle die geluid van die horing, fluit, siter, luit, harp en doedelsak en van allerlei musiekinstrumente hoor, bereid is om neer te val en die beeld wat ek gemaak het te aanbid, wel, dan is dit goed. Maar as julle nie aanbid nie, sal julle oombliklik binne in die brandende vuuroond gegooi word. En wie is die God wat julle uit my hand sal kan verlos? Wie is die God wat julle uit my hand sal kan wegruk? En die antwoord is, die God wat die hemel en die aarde geskaap het. Hy kan dit doen, en hy het. Kom ons sluit die oë. Here, ons dankie vir die woord, ons dankie vir die waarheid. Here, ons dankie dat ons kan weet dat U die godsaliges beskerm. Deur die krag en deur die woord. Gaan dit ons bloot net, Here, om ondersoek in te stel of ons wel godsaliges is. Of ons wel U woord volg. Of ons wel 'n liefde het daarvoor, Here. Mag U woord altyd die primêre gesag in hierdie gemeente wees, Here.
En gun dit ons deur die krag van die Gees om dit altyd te volg, ongeag van wat dit sê. Lei ons, o Here, deur die krag van die woord en deur die krag van die Heilige Gees, om te doen wat reg is in U oë. En dankie dat ons dan ook met sekerheid kan weet, dat U hand van beskerming oor ons is. Alle lof en alle eer en alle glorie, kom U naam toe, vir ewig en ewig. Amen.